Baie welkom aan ons aanlyn kykers ook by hierdie geleentheid op Pinksterfees 2025. Mag die Here ons saam seën en mag hy ons ook lei. Vriende, as ons saam lees in die Here se woord Johannes 14, dan wil ons graag saam lees vanaf die 15de vers tot en met die 27ste vers. Kom my lekker op die skerm volg. As jy verkies om op jou eie selfoon, jou eie vertaling te volg, dis by Johannes 14 vers 15. As julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Ek wil vra, hou vir my in jou kop vas, ander voorspraak, en uiteindelik Gees van die waarheid of Heilige Gees. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dan die vers wat ons vandag wil oordink met die uitstorting van die Heilige Gees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra hom toe, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Kom ons lees tot sover toe. Mag die Here sy woord ook aan ons harte seën, mag ons daaruit leer. Ek sê weer vers 18, ons sleutelverse vir oggend. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Ek dink as 'n mens deur die Bybel gaan blaai, en spesifiek deur die Ou Testament, dan sien jy die goue draad van profesie aangaande die koms van die verlosser na hierdie wêreld toe. So die Ou Testament help ons om te verstaan dat iewers in die volheid van die tyd sou daar 'n verlosser na hierdie wêreld kom. En as jy veral gaan kyk na profete soos Jesaja en Micha, dan beskryf hulle die menswording en die lewe en die gestuurdheid van die een wat sou kom, wat verlossing na die wêreld sou bring. Binne die kerkjaar sê ons vir mekaar in die begin van die kerkjaar Advent, wat ons dan nou hier einde November, Desember vier, dat tydens Advent hoor ons telkens profeseë oor die koms van die Christuskind. En daarom het ons saam met die herders geluister toe die engele die geboorte aangekondig het. Saam met die wyse manne het ons hom gesoek en voor hom gebuig en hom aanbid as die koning van die konings en die Here van die heersers. En uiteindelik erken ons hom vandag as die Seun van God wat mens geword het en onder ons kom woon. Maar die realiteit, en daar's van die wat besoekers is by ons, wat ek net in die prentjie wil bring,
Ons werk in ons gemeente baie sterk met die kerklike jaar. Met ander woorde, hoe dinge verloop van die advent af, deur die menswording, Jesus se verskyning in die wêreld, uiteindelik lydenstyd, paastyd, hemelvaart, Pinkster en dan uiteindelik die wederkoms van die Here. So, krities belangrik om vandag vir mekaar te sê, ons moet Bethlehem en Pinkster om mekaar verbind. Anders is dit nie een van die twee regtig enige betekenis nie. So vir daardie wonderwerk wat in Bethlehem gebeur het om sy volle betekenis te hê, moet ons die groot waarheid erken en daarop reageer dat die gawe wat God in Bethlehem gegee het, permanent geword het in die gawe van God se Gees op Pinksterdag. Jesus het beloof, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ons bekende Psalm 23, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, in U hande is ek veilig. So die permanente teenwoordigheid van die Heilige Gees is nie net 'n stuk versekering nie, maar dit is terselfdertyd 'n vertroosting en 'n veilige anker vir ons in ons geloofsreis. Nou ons het in hierdie week in ons Pinksterreeks het ons onder andere bietjie stil gestaan by Handelinge 1 vers 4. Maar as ons dit net klein bietjie vooraf gaan, omdat ons mekaar sê dat die Ou Testament het gepraat oor die Verlosser, maar hy het ook beloof dat die Heilige Gees aan die volk gegee sal word. As jy later Handelinge 2 lees, dan sien jy ook dat die profesie uit Joël word aangehaal oor in die laaste dae sal ons kinders getuig en hulle sal drome droom en gesigte sien en ons ou mense. Met ander woorde, die werking van die Gees kan nie losgemaak word van wat gebeur nie. Belangrik, net voor die hemelvaart. Nou sê ek weer, ons lees die Bybel in terme van versies, maar hierdie goed het so by mekaar plaasgevind. As jy Handelinge 1 lees, dan praat Jesus en hy sê, hy het sy, of Lukas skryf en hy sê, maar hy het sy eerste boek geskryf, wat die Lukas Evangelie is, oor alles wat Jesus gedoen het tot voor die hemelvaart. En dan sê hy, voor die hemelvaart, in 'n tyd van 40 dae, het Jesus op verskillende wyse bewys dat hy leef en opgestaan, en het hy met sy disippels gepraat oor die koninkryk van God. En by so 'n geleentheid toe hy met hulle gepraat het hy vir hulle gesê, Handelinge 1 vers 4, julle as disippels moet gaan wag in Jerusalem op die vervulling van die Vader se belofte en die skenking van die Gees wat na julle toe sal kom. Bly wag op die gawe wat die Vader aan julle beloof het, soos julle van my gehoor het. Nou kom hierdie gawe. Dit realiseer op Pinksterdag. En as ons dan na hom luister, as ons die getuienis van Johannes oor hierdie Gees van die waarheid, Heilige Gees hoor, dan moet ons vir mekaar sê, waar trek ons? Wat sê hy? Hy sê, ek sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, wat vir ewig by julle sal wees. En elke woord wat op hierdie stadium uit die lippe van Jesus kom, is betekenisvol. Op ander woorde, hy praat met sy disippels op daai dag en hy sê, die gawe wat die Vader beloof het, is die Heilige Gees. In Johannes 14 praat hy van hom as die ander voorspraak. En as jy gaan kyk na die oorspronklike woord wat in die Grieks gebruik word, is dit die woord parakletos, wat sou beteken voorspraak, maar 'n Afrikaanse vertaling van die Griekse woord laat nie reg geskied aan die volle verstaan van die woord nie. So, ons kan vir mekaar sê, die woord
parakleet kan onder andere beteken een wat na ons kant toe geroep en gestuur is om te lei en te bekragtig. Op ander plekke word daar oor die Heilige Gees gepraat as die trooster, omdat hy by vertroosting betrokke is in ons lewe, omdat hy ons krag gee om dit wat ons in die gesig staar te hanteer. Ander plekke word hy genoem die raadgewer, die een wat die adviseer is, die onderwyser is, die vertroueling. Ons het in hierdie gedeelte gelees, wanneer hy kom sal hy julle leer en sal hy julle in die volle waarheid onderrig. Waarom is dit vir ons vandag op Pinksterdag krities belangrik dat ons die gawe van die Gees ontvang het? Vir ons as kinders, vir ons as mense wat in 'n wêreld baie keer ankerloos, rigtingloos rondswerf, beteken die koms van die Heilige Gees en die persoonlike verhouding met die Heilige Gees, dit wat die opvoedkunde noem geborgenheid. Dit skep vir ons 'n plek van veiligheid. Inteendeel, die Gees kom vervul ons behoefte om iewers te behoort. En dan spesifiek binne die geloofsfamilie, om daardie behoefte te versterk en ook aan daardie behoefte daarvoor voorsiening te maak. Baie belangrik, en ek het weer gesê, julle moet dit onthou, hy praat van 'n ander voorspraak. En daardie woordjie ander is betekenisvol. Terug in die Grieks beteken dit nog een. As jy verder daarmee gaan, sê hy nog een van dieselfde soort. So as Jesus in vers 16 sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid, dan sê Jesus vir sy disippels, ek beloof aan julle 'n Heilige Gees wat presies dieselfde vir julle sal wees as wat ek vir julle was. Wat sê hy nog? Ek stuur die Gees om vir ewig by julle te wees. Nou moet ek jou net vinnig help met Johannes 14 tot 17. Johannes 14 tot 17 binne die Johannes Evangelie is die sogenaamde afskeidsredes in die Johannes Evangelie. Hy begin afskeid neem. Hy begin vir sy disippels sê dat die kruisiging lê voor, dat die lydensweg lê voor, dat daar bepaalde goed moet gebeur. Daarom as 'n mens na Johannes 14 se heel eerste versie kyk, dan sê hy, julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te maak nie. Ek gaan en om vir julle plek te maak, en ek kom terug, en julle sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. So baie belangrik, Jesus besef dat op hierdie stadium is die einde van sy aardse bediening baie naby. Nou as jy dit regtig wil gaan bereken, hoogstens 3,5 jaar. So nou moet jy vir jouself sê, en ek dink dis wat ons baie keer vang wanneer ons met die dood van 'n geliefde werk, is dat hierdie mense was, kom ons sê 3,5 jaar saam met Jesus. Nou begin hy praat, en hy begin sê, maar ek gaan weg. Hy sê op 'n stadium vir hulle, dis tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie gaan nie, kom die Heilige Gees nie. So jy verstaan hulle ontsteltenis. Ek en jy sê baie keer as 'n geliefde tot sterwe kom, dan sê ons, ek weet nie hoe gaan ek aan nie. Ek weet nie hoe gaan ek sonder hierdie mens leef nie. So daarom dat Jesus sê, ek moet 'n plan maak met my disippels, ek moet hulle help, ek moet die kerk help, deur uiteindelik te sê, kom 'n trooster, wat vir altyd by julle sal bly, wat julle sal versterk en sal bemoedig, wat vir altyd by julle sal wees. Nou is daar nog 'n interessante ding wat die teks verder sê, en die disippels vra hom op 'n stadium, maar wat beteken dit dan nou, dat die wêreld hom nie kan ontvang nie? En nou moet ons mekaar help, en gou sê, die woord ontvang, kan ook vertaal word, met om te gryp, of om te arresteer.
Nou sê ek weer, onthou waar is Johannes 14 tot 17 in hierdie gedeelte. Dis Jesus se afskeidsgesprek. Dis Jesus wat totsiens sê. So Jesus het reeds in sy agterkop dat hy iewers gearresteer sou word deur sy vyande om gekruisig te word. So daarom sê hy, ek stuur iemand na julle toe, wat julle gaan bystaan. Die arrestasie deur die Jode en sy dood aan die kruis is voorhande. En wanneer hy hier sê die wêreld kan hom nie ontvang nie, want hulle ken hom nie, dan sê hy die volgende. Hy sê nie kerklike owerhede nie, nie wetlike owerhede nie, niemand sal die Heilige Gees kan arresteer nie, of hom gevange neem nie, of hom gryp nie, want hy is onsigbaar, maar hy is 'n werklikheid. Die raadgewer wat kom, die voorspraak, is nie beperk tot 'n tasbare, sigbare liggaam. Hierdie Gees sê hy sal by julle woon. Jesaja verklaar dit as hy sê dat as die Christuskind kom, sal sy naam Immanuel wees, wat beteken God met ons. Daarom as Jesus dit sê, daag hy die disippels uit en hy daag my jou uit om te sê, maar die Gees het gekom. En daarom sal die Gees in julle bly. Die Gees sal in julle werk, sodat julle as dienaars kan voortgaan, net soos wat Christus sy werk gedoen het saam met sy disippels, tydens sy openbare bediening. Maar dan gaan hy verder en hy sê nie net by nie, hy sê, hy sal in julle wees. En dit moet ons regtig probeer verstaan. Uiteindelik is ons terug is by Bethlehem. En ons onthou die gesprek wat die engel met Maria gehad het oor haar swangerskap. Dan het hy vir gesê, moenie bekommerd wees nie, want wat in jou gebeur is deur die Heilige Gees. Vandag kom die Here en hy sê vir my en vir jou, dat wat die lewende teenwoordigheid van God in ons lewe betref, ons wedergeboorte, net soos die geboorte van Christus, die werk van die Heilige Gees is. Gees kom woon in ons. Maak van elkeen van ons God se woonplek. En dis nie net 'n feit nie. Dis 'n bron van geestelike opheffing en inspirasie. Dit verryk my vir my geloofsreis wat voor lê. En dan die belangrike. Ek sal na julle toe kom. En dadelik moet ons vir mekaar sê, moenie nou spring na 'n profesie wat geïnterpreteer word aangaande die oorwinnende terugkeer van die Here Jesus Christus met die wederkoms nie. Inteendeel, die belofte van Pinksterdag is dat die Gees in elkeen van ons sal wees. Hy sal terugkeer. Ek sal by julle wees. Ek sal na julle toe kom. In die vorm van die Gees wat in elkeen van ons bly. Wat elkeen van ons transformeer. Wat van elkeen van ons sy woning maak. Wat in sy kerk sy plek inneem. En wat sy liggaam in die wêreld sal wees. So kom ons sê vir mekaar, nou gaan ons nagmaal gebruik. Die Christus van Bethlehem, die Christus van Golgotha, die Christus van die leë graf, wat deur die Heilige Gees
in die hart van elke disipel kom woon het, is nie 'n verre figuur uit die verlede uit nie. Met respek, dis nie die liewe Jesus van Bethlehem nie. Saam met Paulus getuig ek vandag. Christus leef in my. So die Christus van Bethlehem word Christus ons tydgenoot as gevolg van Pinkster. Met ander woorde, laat ons die Christus van Bethlehem en die Christus van Golgotha en die Christus van die leë graf en die Christus van hemelvaart onder leiding van die Gees vereer. Mag ons vandag op dieselfde Christus wat op Pinksterdag in die Gees gekom het, mag ons hom eer, want hy het in ons kom woon. Die dag toe ek en jy gesê het, Here, ek hoor die klop aan my hart, ek maak die deur van my lewe oop, kom in, en kom woon in my. Kom ek gee veel tyd om 'n paar oomblikke stil te word. Here, wanneer ons nou aan die tafel aansit, wanneer ons die brood breek en die wyn drink, dan is die lewende Christus deur die Gees in ons midde teenwoordig. En daarom is hy saam met ons aan die tafel, breek hy die brood, sê, dis my liggaam, gee die wyn, en sê, dis my bloed. En ons gebed vandag is net dat deur die werking van die Gees, wat in ons is, dat die ook op hierdie dag in ons lewe, die goddelike doel, met hierdie nagmaal, sal bereik. Amen. Vriende, ek wil jou graag uitnooi om nou saam met my nagmaal te gebruik. En daarmee nooi ek elkeen wat die vrymoedigheid het om in sy of haar geloofsgemeenskap nagmaal te gebruik, om vanoggend saam met ons ook hier in Luipaardsvlei nagmaal te breek. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit vanoggend, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van ons elkeen se sonde. Die beker van danksegging is ook die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus. Neem dit, drink daaruit, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot volkome versoening van elkeen van ons se sonde. Ek groet hiermee ons aanlyn kykers. Ek herinner net die bestuursraad
aan ons vergadering eerskomende Woensdag, die 11de Junie, 10:00 hier in die Konsistorie. Ek groet die aanlyn kykers tot by 'n volgende geleentheid. Totsiens.